Goeiemôre gemeente. Weer 'n keer baie dankie vir u teenwoordigheid vanoggend hier. En soos ouer gewoonte, kom ons groet die persoon langs ons en agter ons en voor ons. Ek sien heelwat nuwe gesigte vanoggend hier. Baie dankie. Kom ons laat mekaar tuis voel. En nou laat ons almal gegroet het, kom ons bid ook saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Amen. As fotum lees ek die volgende. Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voete struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Mag die God wat ons vanoggend saamroep, ons ook saamhou. Mag jy die seën van verbondenheid in elke handdruk, elke gebed, elke lied, mag jy dit aanvoel en weet verseker, jy is nie alleen nie. Amen. Kom ons sing saam. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Kom maar wees dit baie dankie. Geliefdes, so dikwels wonder ons, die God in die nag, is dit dieselfde God as in die dag? Wanneer dit goed gaan, gaan dit goed met ons. Maar wanneer ons slegte tye beleef, dan wonder ons, waar is God? Ons gaan saam na 'n volgende video kyk. Ek wil graag hê, binne in jou, die woorde, die lirieke sal op die skerm verskyn word. Lees dit in stilte saam en laat die woorde insink. Baie dankie.
when you're down in the valley, don't stay, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the dead is still God in the night. You don't think you're up on the mountain. Talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where your faith is really put to test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the dead is still God in the night. The God of the dead is still God in the night. Kom ons sluit die oë en ons bid ons saam. Here, ek kyk op na die berge en ek vra, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van U af, die God wat hemel en aarde gemaak het. U is die God van die berg, wanneer alles goed gaan. Maar U is ook die God van die dal, wanneer ek sukkel en moeg is. Here, U verander nie. U is altyd naby. U dra my deur elke seisoen van my lewe. En dankie dat ek op U kan vertrou, in die lig en in donker, so ook in vreugde en in pyn. Amen. Ons is in ons 10de maand, en ons tema vir hierdie maand is, gee jouself. Maar ons tema vir vandag se prediking is, as jy werklik gelukkig wil wees, volg vir Jesus. En dit sluit nogal mooi aan by ons tema vir die maand. Ons skriflesing kom uit die Lukas Evangelie, Lukas 14, ek lees verse 15 tot 24, uit die 1983 vertaling. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal die een na die ander verskonings maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'n Ander sê, ek het pas 5 osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief.
Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf en sê, meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Tot sover. Geliefdes, wat is die onderwerp waaroor Jesus die meeste kere gepraat het? Was dit oor liefde? Was dit oor geld? Was dit oor sonde of vergifnis? Nie een van hulle nie. Jesus het die meeste gepraat oor die koninkryk van God. En dit op sigself moet sê dat dit eintlik baie belangrik is. So belangrik dat ons die dringendheid van hierdie koninkryk van God nie moet miskyk nie. Ons moet nou reeds eintlik die koninkryk begin leef. Die probleem is net die tyd. Daar is soveel ure in 'n dag, net soveel. So waar moet ek nou nog tyd kry om dit ook uit te leef? Nou vandag se boodskap is Jesus se storie oor hierdie groot fees. En hierdie storie het heelwat verrassings en 'n paar draaie in dit in. En net as jy dink, jy verstaan dit, jy het dit nou, dan draai die storie en op die einde dan sien jy eintlik Jesus leef wat hy sê. Kom ek vat jou vanoggend in hierdie storie in. Ons almal wat hier sit, ons is by hierdie grand ete. Ons is saam hierdie vooraanstaande fariseer wat ons genooi het. Jesus het so pas vir ons sy gelykenis vertel. Jesus het daar aan die agterste banke gesit, toe hy dit vertel het uit nederigheid uit. En Jesus het so pas vir die gasheer van daardie geleentheid gesê, dit is beter om mense te nooi wat jou nie terug kan nooi nie, want God sal jou daarvoor vergoed. Nou soos by enige ete is daar mos nou maar altyd iemand wat iets wil sê. En by hierdie betrokke ete is dit iemand wat hier aan die voorste tafel saam met die fariseer sit. Hy sê vir Jesus, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. En Jesus draai na die man en begin vertel van hierdie groot maaltyd, hierdie feesmaal. En as jy mooi kyk, dan besef jy dat Jesus bou eintlik verder uit op wat hy sopas vir sy gasheer gesê het. Nou soos Jesus dit voortborduur, die prentjie vir ons mooi skets, besef jy dat die man wat die maaltyd gee, eintlik God onse Vader is. Nou in Jesus se tyd was daar dikwels 2 uitnodigings na 'n feesmaal vir die gaste heen gestuur. Ons lees dit raak daar in Ester 5 en in Ester 6. Sommige mense beweer dat die Jode in Jerusalem sou gespog het dat hulle geen feesmaal sou bywoon as hulle nie al 2 uitnodigings gekry het nie. Hulle sien die eerste uitnodiging was 'n tipe
save the date uitnodiging gewees. Net jy moes dalk net 'n aanduiding gee, gaan jy die uitnodiging aanvaar of gaan jy die funksie bywoon. Nou almal in hierdie betrokke storie het bevestigend geantwoord. Hulle het gesê, ja, ons kom. Ons het die datum. Hulle het hierdie tipe van ons kom beslis reaksie getoon. En dan, as alles reg is, kom die tweede uitnodiging wat sê, kom mense, die maaltyd is daar. En dan draai hierdie hele storie verkeerde kant toe. Almal is ewe skielik net te besig. Kan ek net weer sê, al hierdie mense het steeds ja gesê met die eerste uitnodiging. Hulle het gesê, ja, ons kom. Die gasheer het kostes aangegaan en moeite ingesit om alles perfek vir hulle te maak. En nou is dit skielik 'n probleem. En 'n mens wil dink, maar julle weet mos, die lewe gebeur. Dinge kan oornag verander. Ons prioriteite gaan skuif. Dalk moet ons net so 'n bietjie die ander kant op oor nadink. Wat 'n klap is dit nie in die gesig van die gasheer nie. Wat 'n klap is dit nie wat ons vir God gee nie. Wat 'n vieslikheid is dit om ja te sê as jy eintlik nee bedoel het. Kom ons gaan kyk na hierdie verskonings wat hierdie feesgangers gegee het. Ek het 'n stuk grond gekoop. Dit is noodsaaklik dat ek daarna gaan kyk. En weet jy wat, jammer ou maat, maar jy het die grond sekerlik nie ongesiens gekoop nie. En in elk geval kon jy 'n dag na die feesmaal ook na jou grond gaan kyk het. Ek het 'n nuwe span osse gekoop en ek moet hulle vandag uitprobeer. Rarig. Het jy die osse voetstoots gekoop? Het jy regtig so min respek dat jy nie 'n uur langer of dalk net nog 'n dag langer kon wag om hulle te gaan uitprobeer nie? Ja, maar ek is pas getroud. Ek verstaan. In Deuteronomium 24 vers 5 sê hulle, 'n man kon vir 'n jaar vrygeskeld word van diensplig, want hy moes sy vrou gelukkig hou. Inteendeel, hy's kwytgeskel van enige ander verpligtinge ook. Maar weet jy wat? Jy kon sekerlik met die eerste uitnodiging al wel 'n aanduiding gegee het dat jy op daardie stadium pas getroud sou wees. Nou luister hierna en ek hoor dit. Hierdie was belangrike verskonings gewees vir hierdie mense. Nuwe grond, nuwe osse, nuwe vrou. Maar was dit vir hierdie mense belangriker as wat die gasheer vir hulle is? Dalk moet ons liewer sê, hulle harte was nie in dit gewees nie. Die verskonings is die venster na die hart. Ander dinge was so 'n bietjie belangriker vir hulle gewees. En woordhou was nie hoog op die prioriteitslys nie. Hulle was net te besig om te gee vir die gasheer en sy ete. Hy was nie belangrik genoeg nie. Hulle het hom nie belangrik genoeg geag nie. En dit is die kern van ongehoorsaamheid, broers en susters, om God te ignoreer terwille van iets anders wat jy as meer belangrik ag. Kom ons kom terug by die storie. Wie is hierdie mense wat hulle eie belange swaarder geag het? Kom ek vra u, wie sit en luister na Jesus by hierdie geleentheid? Daar was 'n fariseer
En hy het die opmerking gemaak wat hierdie hele gelykenis ontlok het. Die ete was in die huis van 'n vooraanstaande fariseer en daar was skrifgeleerdes saam met hom daar gewees, né? Al hierdie mense het hoog en laag gesweer dat hulle God se belange op die hart dra. En ongelukkig is dit dieselfde groepering van mense wat later van Jesus wou ontslaa raak en ook van wie Jesus gesê het, hulle is wit gepleisterde grafte, mooi van binne, maar vrot van buite, mooi van buite, maar vrot van binne. En dit draai toe teen hulle. En dan kan nie andersins as om terug te verwys na die gedeelte in Lukas 13 nie, waar Jesus sê, as die eienaar van die huis eers opgestaan het en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink, en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir hulle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my af wegkom. Nou dit is heel opmerklik dat hierdie mense het saam met Jesus by hierdie geleentheid geëet en gekuier. Hulle sit langs hom, hulle erken hom as 'n rabbi en hulle is heel nuuskierig oor wat hy doen. Maar hulle glo nie in hom nie. Hy het tussen hulle rond beweeg, maar hulle het hom duidelik net nie gevolg nie. Hulle het hom nie uit gehoorsaamheid gedien nie. Die doen wat Jesus ons leer. Ja, verskonings maak en skielik te besig wees met ander dinge. Dit werk nie. Dit word 'n saak van, is Jesus? Is God vir jou belangrik genoeg dat jy alles sal los om hom na te volg? Is dit? Of gaan ons ook voor 'n toedeur staan en hy sê, gaan weg. Julle sien, verskonings is meermale net dit. Ons wat nie wil erken dat God belangrik genoeg in ons lewens is nie. Dat my hele lewe nie gefokus is op God nie, maar op ander dinge. Die fariseërs was so besig met die dinge van God, dat hulle nie die werklikheid van God kon raak sien nie. Hulle het nie by God se dinge uitgekom nie. Die dinge was belangriker as die Here van die dinge. Hulle eie belangrikheid, die posisies in die samelewing, hulle rykdom ensovoorts, was belangriker as wat God in hulle lewens was. Hulle het vasgevang geraak in hierdie rituele en tradisies, en hulle het totaal en al vir God gemis. Klink ek hard vanoggend? Dalk. Maar weet julle wat? Elke een van hierdie mense het gedink, sy verskonings is goed genoeg om nie woord te hou nie, en nie na die ete toe te gaan nie. En eintlik is dit 'n klap in die gesig van die een wat hulle uitgenooi het. En nee, ons kan nie sê dit is regtig die ongelukkigheid van, ja, daar dinge voorgeval en nou dit plaasgevind en nie. Die ete se uitnodiging is lank voor die tyd gestuur en jy het bevestig. Jy het jouself gekommit om daar te wees. Wat het gebeur? Die gasheer het kwaad geword. Ander mense is gaan haal. Armes, krepeles en blindes en verlamdes. Die opdrag was gewees, bring hulle na die maaltyd toe. En daar is nog plek. Daar's plek beskikbaar. Kom net.
gaan na die paaie en gaan na die lanings en gaan dring aan by die mense om die maaltyd te kom bywoon. Julle sien God se hart is groot. Sy maaltyd sal gevul wees met of sonder ons wat hier sit vanoggend. En as ek so nadink, dan moet 'n mens kyk of jy nie dalk een van die genooides is of was wat te besig was nie. Elke keer 'n goeie verskoning gehad het nie. En ek moet jou vra vanoggend om laat ons 'n bietjie dieper dink. Nie oor die genooides nie. Ons val in die kategorie van liewers die mense wat later genooi is. Die eerste genooides was Israel gewees, 2000 plus jaar gelede. Kon hulle dalk in dieselfde groef as Israel van ouds verval het. En ons moet ons nadink oor of God regtig eerste in ons lewens was. Maar broeders en susters, dalk moet ons liewerste as gelowiges vandag so 'n bietjie kyk na oor die diensknegte wat uitgestuur is. Hulle was die mense wat nie statusse gehad het nie. Hulle was blind. Hulle het die verlamdes en die wat uitgestoot is, selfs die godsdienstloosiges van die strate af gaan haal om deel te word van hierdie feesmaal. Kan ons aan die Here terugrapporteer vanoggend? Kan ons sê, ons het almal wat U gesê het gaan haal, maar daar is nog plek oop. En hoor ons vandag dat ons moet uitgaan en gaan aandring by almal wat ons teekom om deel te kan hê aan hierdie groot feesmaal. Julle sien, die doel van 'n gemeente was nog nooit gewees om na onsself om te sien nie. 'n Gemeente is 'n span gestuurdes. Mense wat 'n verskil kan maak deur liefde oral te leef. Ons is diensknegte wat deur die Here uitgestuur is om namens hom oor die straat te gaan stap en jou buurman te help as jy sien hy sukkel. 'n Gemeente is soos 'n gesin wat wegkyk van hulle self af en sê, hier is nog plek. Kom sit hier by ons. Kom ons bring nog meer mense na die Vader toe, ongeag hoe hulle lyk of wie hulle is. Weet julle wat? Ons was maar self braaf vuil gewees. Ons was verwese en afskuwelik toe God ons van die paaie van die lewe laat haal het. Kan ek jou ook vanoggend dit uitwys? Die feesmaal gaan aangaan. Dit word nie gekanselleer nie. Die gasheer maak net sy fees vol met ander mense. Mense wat wel opdaag om te kom aansit en maar net te dankbaar is om daar te kan wees. Broers en susters, die koninkryk van God is nie 'n teorie of 'n toekomstige droom nie. Dit is 'n uitnodiging, 'n lewende werklikheid wat ons vandag reeds al mag betree. Maar die vraag wat ons moet vra, en dit bly ook, is jy te besig? Is jy te vasgevang in jou eie belange, in jou eie planne, met jou eie verskonings? Die groot fees gaan aangaan. Die tafel is gedek. Die gasheer wag. En die opdrag aan ons is duidelik. Gaan haal hulle. Dring aan. Bring hulle in. Nie net die wat mooi pas by ons prentjies nie.
maar die wat uitgesluit is, die wat stikkend is, selfs die wat nie eers iets kan teruggee nie. Want ons was ook daar. Ons was vuil, verlam, blind vir God se genade, totdat hy ons kom haal het. Mag ons nie net die genooides wees nie, maar gestuurdes. Mense wat nie net ja sê met ons mond nie, maar opdaag met ons lewens. Mense wat nie net die uitnodiging van hoor nie, maar dit leef met 'n oorgawe, met liefde en met gehoorsaamheid. En as jy vandag voel, jy het dalk te veel verskonings, jy het te veel kere die uitnodigings van die hand gewys, of net geïgnoreer, hoor vanoggend, daar is nog plek. Die gasheer het jou nie afgeskryf nie. Die deure is nog oop. Kom sit, kom leef en kom dien. Kom wees deel van die koninkryk van God. Nie eendag nie, maar nou. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons nooi U na die tafel toe. Nee, Here, U nooi ons na die tafel toe. U roep ons om te kom, net soos ons is. Help ons om nie verskonings uit te dink en te maak nie, maar om met oop harte te antwoord. Dankie dat U plek maak vir almal, ja, ook vir ons. Laat ons ook ander nooi, met oop hande en oop harte, soos U ons genadiglik ook ontvang het. Dankie vir die liefde wat nie ophou nie. Dankie vir die fees wat wag. Here, ons kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou die geleentheid vir die opneem van die dankoffers. Ja, hy kyk so in die saakie, hy sê, hy is nie genoeg nie. Kom ons dra die dankoffers op. Here, alles wat ons het, kom van U af. Ons bring hierdie gawes met 'n dankbare hart. Gebruik dit tot U eer en tot seën van ander. Amen.
Ons prediking vanoggend het eintlik gegaan oor gee jouself. Die Here se uitnodiging is daar. En so dikwels sê ons, ja Here, ek kom. Ek sal help. Ons commit. Maar terselfdertyd dink ons 'n klomp verskonings uit. Mense, die woord is duidelik. As jy commit en jy doen nie uit gehoorsaamheid wat jy moet doen nie, die Here gaan die plekke volmaak met iemand anders. Mag dit so wees dat ons ook in hierdie gemeente, wanneer ons sê ons gaan iets doen, dan doen ons dit voluit. Kom ons sluit af met ons slotlied, op berge en in dale, daarna bly ons staande vir die uitspreek van die seën. Ontvang die seën van die Here en gaan leef dit voluit vir die week wat kom. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly saam met elkeen van ons. Amen. Net omdat ons
Kom ons gaan drink saam koffie. Let wel, daar is mieliemeel beskikbaar. Bring dit as jou eie houer saam en daar's vars geplukte spinasie. Jy's meer as welkom om vir jou te gaan haal in die kombuis.